Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag maandag 30 Maart 2026 en ons is in die groot lydensweek op pad na die Paasnaweek toe wat hierdie eerskomende naweek is. Volgende wil ek so 'n bietjie 'n paar tree met u terugstap. Eintlik het die erediens van gister nogal 'n groot invloed op die keuse van die teks, want dit is interessant met Palm Sondag. Is dit hoe die skare opgewonde Jesus verwelkom in Jerusalem en hulle klere op die grond gooi en opgewonde is. En dan aan die einde van hierdie week is dit dieselfde skare wat skree, kruisig hom, kruisig hom. Hierdie oorgang van die opgewondenheid na die brutaalheid, kruisig hom in een week se tyd. Iets byna soortgelyk, maar op 'n ander vlak gebeur in Lukas 4. Ek lees dit vir u uit vers 16 uit. Hy het ook in Nasaret gekom, dis nou Jesus waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan, en toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, die boek van die profeet Jesaja is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek: Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Nou belangrik, wat ons nou nie lees nie, is dat hier 'n gesprek hierna volg, en daarna word hierdie mense woedend kwaad en jaag hom dan uit die dorpie uit tot op 'n plek net by 'n afgrond, en dan draai hy om en hy stap tussen hulle terug. So, wat wil hierdie gedeelte vir ons laat verstaan? Miskien ken ons almal die ervaring van om, dinge wat vir jou baie besonders is, later net as gewoon te ervaar. 'n Lied wat jou eers diep geraak het, raak vir jou sommer net, agtergrond geraas, of 'n plek wat jou asem weggeslaan het, word later maar net nog 'n plek. En dit gebeur baie keer ook so met ons geloof. Ons word so gewoond aan Jesus, ons ken al die verhale van Jesus, ons hoor sy woorde, ons sing die liedere, ons beleef dit is nou lydenstyd, ons verstaan wat gebeur het, ons vertel dit miskien nie noodwendig vir mekaar nie, maar dit is vir ons bekend. En hierdie bekende Jesus is presies wat nou hier gebeur in Nasaret. Want hy kom daar, en dis amper asof hulle sou sê, maar is hy dan nou nie timmerman nie, Jesus, Maria se seun? Ons ken hom, hy is niks besonders nie. Hulle probleem was nie die gebrek aan kennis nie. Dit was te veel vertroudheid. Te veel vertroudheid, sonder geloof. Amper iets soos, jy kan in die kerk groot word, jy kan die Bybel goed ken, jy kan elke Sondag daar wees, en jy kan vir Jesus mis, en dis presies wat met hierdie mense gebeur. Hulle mis die Jesus Christus wat gekom het, die Messias. Want wat hier gebeur in Lukas 4, lees Jesus vir hulle voor: Die Gees van die Here is op my. En dan sê hy, vandag is hierdie skrif vervul. Hy sê vir hulle, ek is die Messias. En hy gaan net verder, hy wys dat God se genade ook na buitestanders toe gaan, en dis wat hulle woedend maak. Want hulle dink, dat as dit waar sou kon wees, sou dit net vir hulle gewees het. Want Jesus pas nie in hulle verwagtinge nie. Hy breek hulle godsdienstige grense. Hy ontstel hulle gemak, want hulle ken hom mos. Hoe is hierdie man wat ons ken nou kom met nuwe stories hier? Miskien doen ons dit ook. Ons wil 'n Jesus hê wat ons gemaklik maak. Ons wil nie weet van al hierdie lyding en bloed en pyn van Jesus nie, wat ons idees bevestig, wat binne ons raamwerk bly. Maar die ware Jesus daag jou uit. Hy verander jou. En hy breek die boksies waarin jy alles van jou lewe wil inpak.
En verwerping, soos wat Jesus hier beleef het, begin dikwels by, nie by vreemdelinge nie, maar by mense eie mense, daar waar jy die seerste kry. En hier sou ons kon sê in Lukas 4 is 'n deel van Jesus se lydenspad, want sy eie mense verwerp hom hier. En daarom kan ons baie keer dink dat ons naby aan die Here is, naby aan God is, maar eintlik baie ver van hom af is. Wanneer Jesus vir die mense kom sê, maar ek het gekom sodat julle vryheid kan hê. Glo hulle hom doodgewoon nie, want hulle ken hom net as die timmerman, sy seun. Wanneer hy vir hulle kom sê dat hy die Messias is, glo hulle hom nie, want hy lyk maar net soos iemand wat ons ken. Ons verwag iemand heeltemal anders, wat die juk kan kom afgooi, wat ons vir 'n ander vryheid vir ons kan gee. En dit maak die verhaal van Jesus besonder. In die opsig dat wanneer ons na hom kyk op sy lydenspad, dan sien ons hoe die mense wat die beste moes geweet het wie hy is, die maklikste in hom moes geglo het, dit die moeilikste gevind het, om hom raak te sien en om in hom te glo. En hier is ons nou, ver van daardie tyd af. En die vraag is, maak jy dit vir jouself ook net gemaklik? En is dit ook vir jou dalk net nou te bekend? Miskien moet jy laat hierdie week jou konfronteer met die lydende Messias, wat deur sy lyding vir jou vryheid gebring het. Mag die Here jou in hierdie week seën. Amen.